Elke liewe mens word gebore met die behoefte aan gesonde menslike koneksie. Dis deel van ons natuur, dis deel van wie ons is. Ek is Nadine Blom, ek is 'n menslike koneksie kampvegter. Hoekom wil ek 'n kampvegter wees hiervoor? Het jy geweet, 'n gesonde menslike koneksie van kindertyd af verbeter onder andere die kind se immuniteitstelsel, dit verbeter geestesgesondheid. Dit bou meer gesonde neural pathways in die brein sodat kinders vinniger kan dink. Dis dikwels die kinders wat nie 'n gesonde emosionele koneksie by die huis het nie, wat sukkel met uitvalle soos ADHD en so meer. Het jy geweet, gesonde menslike koneksie laat mense ook langer leef. So, hoe kry ons dit reg om die menslike koneksie element in kinders se lewens te herstel? Deur vanuit 'n empatiese perspektief na hulle ekosisteme te kyk. Ons kan nie 'n blanket approach gebruik as dit kom by kinders, by die onderrig van kinders of by die grootmaak van kinders nie. En dit is 'n harde les wat ek in my persoonlike lewe moes geleer het. 3 kinders, al 3 verskillend, al 3 funksioneer verskillend en al 3 se koneksievorm is verskillend. Waar gaan dinge verkeerd? Dikwels in die klein tyd, wanneer daar behoefte is aan 'n koneksie met daai primary caregiver en ons kindertjies ongelukkig as gevolg van die tye waarin ons leef, word by dagmoeders of by kleuterskole groot. Angs wat by 'n kleintjie agtergelaat word wanneer hulle afgelaai word, veroorsaak op sigself geweldig baie disconnect en ook trauma by kindertjies. En wat later kan omsit in allerlei leeruitdagings en so meer. Daar's legio redes hoekom dit gebeur. Wat ek kom doen by skole is ek doen reconnect by disconnecting. En wat ek daarmee bedoel is, ons disconnect van labels, ons disconnect van blanket approaches wat kom by kindertjies. Om te dink ons kan hulle op dieselfde manier grootmaak. Natuurlik, as daar 30 kinders in jou klas is, het jy nie soveel tyd tot jou beskikking. Maar deur net 'n klein bietjie dieper te kyk in 'n kindjie se lewe in, gaan jy al klaar baie beter verstaan hoekom 'n kind op 'n sekere manier optree, al dan nie. Attachment is 'n groot probleem. Dikwels is daar kinders met anxiety attachment, omdat hulle as 'n kind nie daai nurturing gehad het wat hulle as kind moes gehad het nie. Daar is ook kinders wat avoidant attachment disorder het. Met ander woorde, hulle trek weg van iemand wat met hulle probeer 'n koneksie maak. En dit help se baie om net te verstaan hoe 'n kind funksioneer, hoekom 'n kind op 'n sekere manier optree. So, deel van my opleiding is empatieopleiding. Ons kyk na die ekosisteem van die kind en gaan so 'n bietjie terug met jou, ook in jou agtergrond, toe jy 'n kind was. Daai onderwyser wat aan die een kant jou opgebou het, jou laat voel dat jy kan enigiets vermag. En aan die ander kant, daai onderwyser wat jou afgebreek het. Wat was die langtermyn impak van hierdie 2 persone se rolle in jou lewe? Wie wil jy wees vandag? Wil jy die onderwyser wees wat onthou word vir die seer wat jy agtergelaat het en dalk die trauma wat jy veroorsaak het, dalk nie wetend, of wil jy eerder onthou word as 'n onderwyser wat ingebou het, wat die tyd gevat het, net 'n klein bietjie tyd om te sê, kom sit hier by meneer of vir jou, sommer gou na skool, ek wil net gou by jou incheck. Ek gaan tools en hulpmiddels kom gee oor hoe om dit te doen, want ek besef tyd is 'n kwessie. Ek het self klasse gegee vir 'n hele paar jaar en doseer en ek verstaan tydsbeperking, ek verstaan wat dit vat en die geweldige emosionele inspanning wat dit vat om te onderrig. Ek het ook 'n paar tips langs die pad geleer en 'n paar lesse geleer wat ek baie graag met jou wil kom deel. En ek wil by jou kom leer. So ek sien uit daarna om by julle skool te kom kuier en ons gaan saam 'n wonderlike reis hê. Hoe om kinders nog meer en nog beter te kan bystaan en in hulle lewens in te bou op 'n positiewe manier.